Goeiemôre julle, dis volume 92 en ons het besluit om Rietspruit te doen. En ons het die wonderlike voorreg om hier by Rietspruit is hier 'n privaat gedeelte waar die mense vir hulle klomp mooi huise gebou het. En my skoonouers het ook 'n huis hierso, so ons hengel vandag hier. En hier by Amigos of by Rietspruit ontspanningsoord. En die mooi deel van dit wat ons hier het, julle moet onthou die vis word nooit gevang nie. Baie min van die ouens vang visie. So ons het gekom, ons het 'n bietjie kom voer afsit net om vir die vis te sê ons is hier. Ons wil kom vis vang, ons wil nie hier kom sit en niks doen nie. So kom ons hoop hulle reageer daarop. Wat ons gedoen het hier, julle sal sien hierso, het ek my stand uit, so ek en Jakes hengel op een stand, hy het 'n stok, ek het 'n stok. Hy gaan bietjie verder uit, as ons nie by die vis kan uitkom, gaan ons dit letterlik met die bootjie invat. Daai kant het ons die voer 'n bietjie nader gesit waar ons kan gooi vir hulle. So ek het 'n stok, Jakes het 'n stok, so links is die nader stok, regs is die groter stokke en ons gaan gou-gou agterkom watter van die areas byt beter en dan wil ons natuurlik 'n baberstokke gooi. Hier agter my is klomp riete. Hier's verskriklike groot babers in die dam. En ek en Jakes het gisterand gaan krappe vang om te kyk kan ons nie dalk een van daai groot Duma babers vang nie. Maar dit alles in die dag. Ons is besig om op te stel. Kom ons kom reg, die mis is besig om op te tel. Blou lig kom deur. Ek dink ons gaan 'n wonderlike dag hê. Nou almal weet ek het 'n nuwe liefde in my lewe en dis natuurlik die DCR's. Ek het peer hulle baie hard gevry. Ek het die 12s en die 12-voet-6e. En ons het so 3 weke terug proewe gehengel vir Sentraal Noordwes by Leeuplaas. Nou die afstande daar soos julle nou weet, 'n goeie afstand dink ek is tussen 125 en 135, want ek het toe met 'n paar van my maats gepraat en ek besluit toe vir my om daai ligte veer daar te gooi, gaan ek vir my 'n merk maak tussen 115 en 120. En ek het die hele tyd daai sprintjie gehengel in daai area. So met ander woorde, of hy's bietjie verder of bietjie nader. En hierdie manne het my die wonderlike voorreg gegee om die proewe algeheel te kon wen met die afstande wat ek toe gehengel het. Ek het 4 eerstes gehad oor die 2 dae. En ek moet vir julle sê met die baie gooiery, want die eerste dag het ek 20 vis gehad en die tweede dag 25 met 'n klomp naanweiers. So jy praat van, kom ek sê 40 gooie per dag. En op die einde van die dag het ek nog genoeg cheese gehad om 'n lekker vleisie te braai. En die airs het dit net vir my moontlik gemaak. So onthou hierdie babietjies, 'n baie ligte stok met baie poeier. Nou die mooiste ding van die oggend is natuurlik die voer aanmaak. Julle sal sien, Jakes het 'n klomp goed uitgesit wat ons wil amper sê hand geselekteer het vir Rietspruit wat op sy kas staan, maar die voer natuurlik SWB Extreme. Baie van die manne hou van die fine, ek hou nog baie van die gewone Extreme en die rede daarvoor is maar die grootte van die dryfaas. Julle sal sien sy partikels, hy het nog redelik baie dryfgoedjies. En die ouens vra altyd vir my en ek sê dit maar net weer, almal vra my altyd maar wat is die formaat waarin ek dit doen. Ek doen hom soos my hand my wys, want ek het dit nou al soveel keer gedoen, ek maak hom baie sag en ek wil net vir julle wys daar, as ek daai voertjie vat en ek druk hom, hoe druk die water nog uit. So ek maak hom bitter sag en die rede daarvoor is ons hengel met 'n veertjie. So ek kan 'n baie sagter voer hengel, ek gaan hom los vir so 5 minute. Onthou die belangrike deel van SWB Extreme is dat jy hom genoeg lig gee, so laat hy moenie 'n kluitjie maak nie. So as ek hom so 5 minute gee en hy het van daai water ingesy, dan maak ek hom heeltemal los, laat hy vraf. Ons noem dit laat hy los lê van mekaar, want op daai manier los jy weer dat daar suurstof binne is en jou voerbol los baie vinniger op as jy dit so doen. So moet hom nie 'n kluitjie maak nie, maak hom in 'n lekker groot emmer, maak hom los na so 5 minute, jy kan weer na so 5 minute dit weer doen, dat hy lekker los is en dit is die geheim van SWB Extreme.
Jy's happy. Presies op 110. Ok, hier gaan die eerste gooi. Boerstrop wat ek hengel, of die ou Valdamstrop met gummies. Onderuit ek natuurlik die Duo Spider-Man Legend float, kleintjie met 'n DG agter hom, en dan op die boonste hoek natuurlik daai Mangosi pit, en dan op die bol verseker die Tracer en Banji Duo, en dan gaan ons hom gooi so ver as wat ek kan. Vis draai daar agter, hier voor is 'n paar kleintjies wat spring, maar ons is hier om die groter vis te vang. Ja, kyk wat ek baie graag wil doen is, hoe sê dit, back to the old ways. En toe ek nou nog 'n student hier gehengel het ek so baie daar oorkant by Amigos gehengel met die boot. So ek wil weer daai ervaring hê van met die boot hengel. Ek vat hom uit, gooi 'n paar mielietjies af, kom terug en ja, dan begin die lang wag. Jakey natuurlik gooi hom sommer daar waar ek hom wil neersit. So ek gaan hom maar myne uitvat om te kyk of kan ek ook 'n visie vang daar buite. So let's do this. Nou hier is die eerste stok wat ek gegooi het. Daai tipiese 115, 120 meter. En hy het nog nie opgehou skree nie. Hierdie Aventa het aanhou skree totdat jy hom optel. En hy het maar net harder toe geskree. So weer een Spider-Man Legend Duo, die float en so ook die Muti op. En dan het ek so titseltjie Statterford ou bygesit. En dit voel na 'n baie mooi vis. Kom ons kry hom uit. SVB het nou net teruggekom om sy diepstok te gaan drop. So ons hoop dit is 'n lekker dag. Lekker my swarretjie. Met op sit. Jakey. Thank you, sire. Thank you, sir. Okay, nou gaan ons so 'n bietjie voer neersit vir die babers. Hier voor hierdie rietbos. En kyk of kan ons 'n paar van hierdie manne nader lok. En ja, hopelik 'n mooi storie maak later. So jy het hom gewen. Ja. Ek moet net nie nou omdraai nie, want dan gaan hy tussen die twee bosse. Dit sal ook 'n mooi storie wees. Draai. Terug. Dan. Mooi geloop. Ja, baie mooi.
Hierdie een het opgetel, geloop en toe drop hy Ja, weer. maar ek dink hy het hom gemis. Sal hom nou weer oorgooi. Ek moet ook daai landing station gaan regkry. Maar sal hom nou sort. Ek gaan hom nou Waarom? Baie mooi kop. Okay. Baie mooi vis. Baie mooi vis. Lekker. Soos 'n kreker. Hey, jou muis. woelig. Jy moet dalk hier by my kom staan. Ja. Dat jy net bo op hom is. Lekker. Sien jy vir my. Well done. Shady. Dankie man. First blood. Eerste een. Lekker. Kyk, sy is ongelukkig besig. So ek moet nou maar die ander kapwerk doen. Dis die een wat hy gegooi het met die bottom. Ek het vir hom gesê gaan eet. Jykie, sorry man. Kap hom. Lekker soos 'n cracker. Ja, dis lekker. En die mooi ding van rietspruit se vis is daai gaan net en hy gaan. Daar's nie 'n tweede waarskuwingskoot nie. Daai een van my wat geloop het net. Hy het hom definitief gemis. Want as hy so gepin is, dan hou hy net aan hardloop. Ons gaan gou, ek dink hulle het ons bietjie onkant gevang. Ons gaan gou die landing stations reg kry. Ons het letterlik en figuurlik, kom ek sê gou vir julle wat se tyd. Ons lê nou op 6 minute. Wat Jakes hierheen gegooi het. En daar eet hy klaar so. Dit beloof om 'n lekker storie te word. Een ding wat ek vir julle wil sê is wanneer julle publieke damme hengel, moet julle onthou dat almal wat kom kamp voer. En die vis is gewoond aan kos. So sou jy nou 'n plek hengel soos die wat baie wild is, moet jy voer afsit want daar's geen rede vir daai vis om hulle voer te los daai kant en die kant te kom eet nie. So as jy 'n bietjie voer uitsit vir hulle en hulle kom agter hulle verniet kossies gaan hulle kom en dis wat ons gedoen het. Ons het vir hulle kossies kom uitsit en op die einde van die dag dink ek gaan dit net aanhou en aanhou. So kom ons loer. Ons kyk wat gebeur. Ons hoop hulle hou aan eet. How is that possible? Maar daar aan de lijn gehakt. Nog die barbecues. Beautiful. Nou hierdie is 'n groot bederf. Ek wil net op die horlosie net vir julle as dis 9:00
Ons het so, kom ek sê, so 8 uur begin hengel. En die vissies eet baie lekker. En al hierdie vissies is almal one-toners. Onthou wat ek vir julle gesê het, wanneer jy 'n oeverhengel wat baie gehengel word en daar's voer, kyk jy, moet julle kossies neersit. Ons het Monster Mix neergesit, ons het regtig bietjie moeite kom doen. Hierdie is ons korter stokke, ons gooi op die linkerkant, gooi ons vir die vis, op die regterkant, waar Jakey gooi met sy bottom. Julle kan daai asie van my daar sien, ek het 'n redelike proper setup daar, een hengse groot voerbol, wat ek gaan uitvat met die rubberdakkie. En ja, maar die vis byt, hierdie is op 100 meter, is 2 meter diep. En al wat ek gedoen het, is ek het 'n bietjie buddels op die bol met perreby. En gewone Bangee oezertjie onder, of 'n Bangee soft met 'n deegie. En natuurlik die wasp float met 'n deegie, en dit werk vir my. Dis die tweede keer wat hy gaan, dis nou die eerste vis wat ek vang, die eerste enetjie het hom misgevat. En almal nog jongerige vissies, maar die groot Kaaps kom. Nou, julle weet, my nuwe liefde in my lewe, my DCR, julle sal sien hoe vryf ek hom. Baie lief geword vir hierdie stok. En die rede daarvoor is 'n ligte stok, baie poeier, gee alles vir jou wat hy kan. Saam met my boostertjie nou, all in all, vervang ek so 100 gram ligter. En ek kan die hele dag dit doen wat ek wil doen. En dit is my natuurlik waaroor dit gaan, veral wanneer jy nou 'n bietjie nodig het om baie vis te vang of in die wind in te hengel, is dit natuurlik 'n setup wat ongelooflik goed werk. Hierdie is 'n baie mooi vis. En ons dag is besig om te draai in 'n baie mooi storie. Jakes, pas op net vir daai trappie. Swem my teen die kant vas. Sorry oukie. Sorry oukie. Ja, is 'n baie mooi vis. Kaapies begin bietjie groter word. Wat 'n mooi storie. Ek hengel natuurlik net met die haaieboesaatjies. Hierdie is in nommer 12. En kyk hoe hak hy daai man. So ongelooflike hoek, ongelooflike skerp hoek, dun hoek. Vir my tipe styl van hengel, waar ek baie hou daarvan om, Jakey, jy is die man met die oë. Waar ek hou daarvan om lig te hengel, sodat my flouties lekker kan flout. Dis daai hoekie natuurlik ongelooflik. Kom ek wys vir julle hoe mooi is hierdie vis. En dis Rietspruit se vis, daar's nie 'n seertjie op nie. Hierdie vis is so mooi gesond. En wat 'n voorreg om in 'n dam te hengel soos 'n Rietspruit. Ek wil net 'n bietjie room in my gesig smeer. Toe hierdie katriel wegtrek, gelukkig is die kameraman naby, want Jakes het 'n vis aan. So dis nou lekker, man. Ja. Ja, nee, wat ek sal moet. Hier is nou karpe en babers en ja. Hou mooi vis, Jakes. Jo, lekker. Ja. Jy nakkerig hierdie perd hoor. Jo. Dis lekker. Mooi vis.
Dankie Jackie. Uiteindelik. Genadige vader. Nou ja toe. Nou speel ons baie lekker. Die lyk of die kat ook groter word. Definitief. Hy is definitief Nou groter. toe. Is amper niks lyn op. Ja. Lyk vir my hierdie visie sit ook sê is daar, kykie. Dit is so 'n bietjie stiller geword, ons kon nou al die stokke inkry. 2 baberstokke is in, ons karpstokke is in. Kykie was daar agter besig, ek dink hy is besig met die YouTube goed. En ek staan daar. Hey! Kapop! Dit was toch. Ag, gaat hy. Ek kyk so dat ek begin hierdie vis op die water bring. Net so hierdie karpie voel bietjie beter. En hulle het 'n mooi, so lyk amper so deurskynende kop. Ja, definitief groter. Lekker. Wat is lekkerder is dit? Liesie dingetjie.
Hey. Kyk, hy was nou permanent. Mens, Lyk my, hy was kwaad vir iemand, ek weet nie wie nie. hulle kom nou so karp en barbersom. Ja, lekker, ja, hier is 'n mooi visie hoor. Lekker. Beter. Nou julle sal al hoeveel keer gehoor het ons praat van 'n wood carving. Nou julle sal sien, kyk hierso. Hoe pers is hierdie man hier om sy kiewe. Lyk of sy kop, daai deksel van hom deurskynend is hierso af. Lyk dit of hy so mosterdkleur is en hierdie skubbe is glad. Jy voel amper nie die skubbe nie. Dis soos 'n amper soos 'n vis wat wat noem hulle airgun of airspray. Ja. Dis 'n verskriklike mooi vis en julle sal sien sy oë ook as ek sy oogie so vat. So julle sien is donker. Kyk daarso. Een van die mooiste visse wat jy kry hulle nie baie nie. Maar dit bly en is 'n ongelooflike mooi vis om te vang. Wel dan, Jakey. Dankie baie. Daar's hy. Hy het al redelik teruggeswem. Mooi vis daai, Jakey. Ja. Mooi kop. Very nice, Peter. Now what about the hole in the lounge? Mooi kop. Is gedubbel ook. Ja. Wat allemaal mooi visies, né? Is een mooi gesond. Zo geel. Goed geel. Dankie. Here we go. Help 'n bietjie daar. Lekker by Lali, hier is 'n mooi storie. Ons het nou vandag regtig dit lyk soos 'n piknikdag. Wind waai nie. Klein bietjie wolkies. En die vis byt, hulle het ook piknik, so dit lyk vir my ons het al die voorbereiding wat ons gedoen het reg gedoen. Visie speel saam en die res is 'n mooi storie. Nou net voor hierdie hele pandemonium het ons weer 3 vis gehad, 2 kaaps, 1 barber, 1 groot karp en 'n kleiner karp. En toe het ons so 'n bietjie deur die afstande gedink. En hierdie een is soos ek nou met jou praat, is die verder afstand, dis daai 5 meter plus water. En wat ons agterkom, jou groter vis is gemaklik in daai dieper water. Ons vang regtig baie vis op die vlakker afstand, maar dis almal bietjie kleiner vis. So nou hierdie is nou tipies namiddag. Dis so net na 2. En die app het gesê hier van 12 uur af van die poppe begin dans en dis nou regtig wat gebeur. Hier agter lê 'n mandjie vol vis. 1, 2, 3, 4 stokke uit. So al 4 stokke so gelyk gegaan. Ek was besig met die een. Toe gaan die barberstok, ek was nog besig met daai ene, toe gaan die groot stok. So wat 'n wonderlike storie. En natuurlik het ons vandag afgespeel en ek dink die belangrikste ding wat ons geleer het vandag is afstand. Daai diepte water het vir ons elke keer die groot vis gegee.
die naby afstand het vir ons die aanhoudende vis gegee, maar nooit daai groot vis nie. En so wat ek vir julle wil sê is, jy Rietspruit toe kom, soek hy bietjie dieper water. Ek sal sê hier van 4,5 na 5 meter water toe. Doen jou voorbereiding ordentlik, sit jou mielies uit jou monstermix en hengel daar, daai groot kaaps is daar. Hulle hou daarvan om daar te bly, die kleiner kaapies eet nader. Die babers is teen die riete. Ons het nou regtig vandag 'n vragvis gevang. Ek gaan vir julle baie mooi verduidelik net nou presies die aasaanbieding waarmee ons gehengel het, maar ons het deur die dag gepraat, elke keer wat se aas ons gebruik het, maar kan uit my hart uit sê biddels en perreby het vir my uitgestaan vandag soos 'n paal bo water. Ja, Jakey, ek dink ons het al mooi stories gemaak, maar hier is 'n baie mooi. Baie mooi en vir Rietspruit dam. Ek is baie verbaas. Nou ja, ons het 'n tegniek gevolg, ons het so 'n bietjie voorbereiding kom doen. Ons hengel hierso by 'n privaat plek, by my skoonouers se plek. Ons het vir hulle 'n bietjie voer kom uitsit. Ons het moeite gedoen, Jakes. Ons wou die vis vang. Ons het een plekjie op so 2 meter het ons 'n bietjie voer uitgesit en een op so 5 meter. Wat ons wel gesien het vir die dag is daai groter vis is definitief in daai dieper water. Verseker. En dit lewer baie mooi vis op. Bedoelende die kondisie van die vis. Ja. Die skubbe, alles, die visse het nie sere op nie. Niks. So dat die gehalte van die water dink ek is op baie goed. Nou hier is ons baie hengelplek en ons gaan dit vir julle mooi op ons Facebook klips wys. Kyk die babers wat jy kan vang. Baie mense kyk die babers mis. Enige iets van 'n fillet, klein viskoppie, krappie, jy weet, dis goed wat babers eet en ons het probeer om dit te teiken vandag en met groot sukses. Ons gaan vir julle natuurlik die aas, julle kan die video mooi kyk, ons het die aasies baie mooi deurgepraat. Kyk wat het ons gedoen, die afstand het ons vir julle uitgesit, die dieptes het ons vir julle gegee. Die metodiek het ons vir julle gegee. Hier is die resultaat. Dis nou elke liewe stok wat in die water was het nou gebyt. Ja, is nou geen stok in die water. Nou is dit voel els. Nou ja, volgende keer hopelik gaan dit weer so. Hierdie is volume 92. 92. Wat 'n voorreg, bly vir ons kyk, sê vir ons wat julle soek, maar baie dankie dat julle ons volg en dankie dat julle vir ons lief is en dankie dat julle vir ons die nodige tyd gee om dit te kan doen. Hierdie is vir julle. Cheers. En die baber is amper so lank soos ek. Daar gaan hulle. Nou ja, kom ons sit hierdie pragtige kar terug. En wat 'n voorreg om hierdie manne te vang. Julle daar kan sien, kyk die lippe. Dat hierdie man net so rustig los, dan check hulle hoe swem hy weg. En daar gaan hy, kyk hom. En dis die mooi ding, dis die mooiste ding van 'n vis as jy hom gevang het. Om so terugsit en hy daai rustige weg swem, dan weet jy, volgende keer kan jy hom weer vang, of die ou wat na jou kom kan hom weer vang. En dit kom alles in by Fishcare en die feit dat ons omgee vir die water. En die mooie storie is, ons wil hê almal moet vis vang. En ons gee vir julle die metodes, probeer, selfs die afstande, die tipe strop wat ons hengel. Want wat maak dit lekker? As jy sukses het. Ou geniet visvang as jy 'n byt kry. So, hopelik kry julle 'n byt en dit help. As dit nie help nie, sorry, maar ons probeer ons beste. En ek dink ons het vandag ons baie goed gedoen om die omstandighede te vat en uit te sorteer en te selekteer tot op 'n punt waar ons kan sê, boys, daar's die gameplan. Gebruik hom, geniet hom, vang vis, laat weet ons hoe groot die vis, neem 'n foto, stuur vir ons. Julle moet 'n mooi dag hê.